Goeiemôre aan julle almal. Dit is my voorreg om hierso vir julle die woord kan bring vandag. Ons gaan uit Johannes 15 vers 8 is ons teksgedeelte vir vandag. Ons gaan lees vanaf vers 7 tot 16. Johannes 15 vers 7 tot 16. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Net so ver. Kom ons bid saam. Almagtige Here, ons dankie dat ons hier kan saam wees. Here, dankie vir die woord, dat ons kan weet dis die waarheid. Here, help ons om nie links of regs daarvan af te wyk nie. Here, mag het deur die Gees ons harte verander, sodat ons lewens ook daaruit kan verander, dat ons meer in gehoorsaamheid kan lewe, soos die woord vir ons sê. Here, ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in u groot en heilige naam alleen. Amen. Net vir konteks, die hoofstuk is deel van Jesus se laaste onderwysing aan sy disippels kort voor sy kruisiging. Die eerste verse handel oor die gelykenis van die wynstok, die lote en die landbouer. Dis 'n bekende gedeelte van Jesus wat die ware wynstok is. En die Vader is die landbouer wat die lote wat nie vrug dra nie uitwerp, in die vuur gooi en dit verbrand. Johannes 1 vers 1. Ek, wat nou Jesus is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Jesus is die wynstok, en verder in die gedeelte sien ons dat ons is die lote. En die Vader is die landbouer wat die lote wat nie vrug dra nie, gaan uitwerp, in die vuur gooi en verbrand. Of ons dra vrug en word nie uitgewerp nie, of ons dra veel vrug en verheerlik die Vader, soos ons in ons teks lees vandag. Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Ons sien hier dat die Vader daarin verheerlik sal word, wanneer hulle veel vrug dra. En omdat die Vader daardeur verheerlik sal word, moet ons onsself afvra, wat is hierdie vrug? Of hoe lyk hierdie vrug? En ons sien dan in Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Die Griekse woord vir my woorde, soos ons hier in vers 7 sien, is rhema, wat beteken 'n uitspraak of 'n bedoeling, wat by bedoeling 'n saak of onderwerp van bevel is. Met ander woorde, ons bly in hom, en sy woorde bly in ons, wanneer ons doen wat die Here ons beveel. En dit sluit aan by Johannes 15 vers 10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Die voorvereiste of die manier hoe veel vrug gedra word, is deur om in Jesus te bly en sy woorde in ons. Ons bly in Christus en sy woorde in ons, deur sy gebooie te bewaar, soos hy dieselfde gebooie van sy Vader bewaar het. Sy voorskrifte onderhou
dit dag en nag te oordink en dit die gids te maak wat ons daaglikse gedrag en optrede bepaal. Die gebooie wat ons moet bewaar sluit natuurlik God se morele wet in. Soos ons lees in Matteus 5 vers 17, waar Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Jesus het sy Vader se gebooie bewaar en vervul, en die disippels beveel om ook daai selfde gebooie te bewaar. Die Vader word dus nie verheerlik, die Vader word dus verheerlik wanneer sy gebooie onderhou word. Dit wat hy sy disippels geleer het en soos ons gesien het, God se morele wet insluit. Moenie dink dat hulle kon afdraai of afwyk van God se gebooie en die Vader steeds verheerlik sou word nie. Nee, die Vader sal alleenlik verheerlik word, indien sy volle voorskrif onderhou word, en soos Matteus 5 vers 17 duidelik stel, die wet en die profete insluit. God word verheerlik wanneer ons veel vrug dra. Maar God word nie verheerlik deur die skyn van vrug of wat ons glo vrug is nie. Om na 'n paar voorbeelde te kyk. Die Here word nie verheerlik deur vrome dade sonder gehoorsaamheid nie. In Matteus 23 vers 5 sê Jesus, en hulle, dis nou die fariseërs, doen hulle werke om deur mense gesien te word. Die fariseërs het gebid, hulle het gevas en tiendes gegee, maar dit was net vir vertoon. Hulle dade het die skyn van vrug gehad, maar dit was nie uit liefde vir God nie. Om gehoorsaam te wees aan die Here, net om deur mense raak gesien te word, is skynvrug. Ware vrug is om die Here te gehoorsaam uit liefde, selfs wanneer jy alleen is, selfs as niemand daarvan weet nie. Hierdie vrome dade is baie keer uit selfbelang, of die liefde vir die eie ek, hoogmoed. Ons sien in Handelinge 8, dat die apostels mense hande oplê en bid, sodat die Heilige Gees mag ontvang. En toe Simon dit sien, het hy die apostels geld aangebied, sodat hy ook die gawe van die apostels kan kry. Maar anders as die apostels, was Simon se motiewe verkeerd. Die apostels se dade was om God belangrik te laat lyk. Hulle het die mense na God toe gewys, maar Simon wou geestelike mag verkry, om vrome dade te doen, sodat hy belangrik kan lyk. Sy motiewe was verkeerd en dus dra hy vals vrug uit selfbelang. Die Here sal nie verheerlik word deur vrome dade sonder gehoorsaamheid nie. En so moet ons ook nie skynvrug dra, sodat ons belangrik lyk nie. Ons moet ware vrug dra uit gehoorsaamheid en uit liefde vir die Here. Die Here word ook nie verheerlik deur woorde sonder optrede nie. Jakobus 1 vers 22. En word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Om net te praat oor die geloof of kennis te hê van die woord, sonder om dit uit te leef, is skynvrug en jy bedrieg jouself. Ons bedrieg onsself as ons dink ons dra vrug, wanneer ons so gretig daardie Bybelvers of preek aanstuur, of op ons WhatsApp status laai. Maar ons is nie doeners van daardie kennis nie. God word verheerlik deur doeners, nie praters nie. Jesus leer die skare in Matteus 7, om hom Here te noem, erken jy hom as jou meester. Maar as jy nie die wil van jou Vader doen nie, sal jy uitgekap word en in die vuur gegooi word. Matteus 7 vers 19 tot 21. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan aan hulle vrug ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Praat is goedkoop en maklik, maar dit kan jou lewe kos. As jy nie doen wat die woord sê nie, gaan dit jou lewe kos.
Die Here word nie verheerlik deur woorde sonder optrede nie. En die Here word ook nie verheerlik deur eie sinnigheid nie. Saul was eie sinnig in sy aanbidding. Maar Samuel sê vir hom in 1 Samuel 15 vers 23, want wederstrewigheid is sonde van waarsêery, en eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Om jou opinies te vorm oor wat goeie vrug is en wat nie goeie vrug is nie, apart van die woord is eie sinnigheid. En dit, sê die skrif, is so goed soos afgodery. Jy gaan eie sinnig wees in jou aanbidding, en jy gaan skynvrug dra, as jy nie jou oë op die Here rig, en jou opinies van ware vrug nie in die woord vind nie. Die Here word nie verheerlik deur eie sinnigheid nie. God word verheerlik deur ware vrug en nie die skyn van vrug nie. Wanneer ons ons oë op die Here rig, sal ons nie net ontdek hoe ware vrug lyk nie, ons sal dan ook sien waarom God verheerlik moet word. God die Vader moet verheerlik word omdat hy God is, die skepper van die hemel en die aarde. Ons lees in die katekismes vir jong kinders 'n eenvoudige verduideliking daarvan. Vraag 3 stel dit so: waarom het God jou en alles gemaak? En die antwoord is vir sy glorie. God het jou en alles gemaak vir sy glorie. In Jesaja staan daar die volgende, Jesaja 43 vers 6 tot 7. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het, wat ek ook gemaak het. Elkeen wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer het en wat ek gemaak het. Ons sien dat God deur ons verheerlik moet word, omdat hy ons geskaap het. En ons het ook gesien, God word verheerlik deur ons wat veel vrug dra, en dit deur te doen wat hy ons beveel. Vraag 4 van die katekismes vir jong kinders: hoe kan jy God verheerlik? En die antwoord daarop is, deur hom lief te hê en te doen wat hy ons beveel. God moet verheerlik word, omdat hy ons gemaak het. Maar waarop ons egter moet let, is dat daar nie staan dat God se verheerliking of glorie van ons afhang nie. Mag ons nooit so arrogant wees, of so baie van onsself dink nie. Nie, ons gehoorsaamheid is bloot 'n manier waarmee ons God kan verheerlik. Maar God sal verheerlik word ongeag. Ons lees in Psalm 46 vers 11. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog bo die aarde. Ander vertaling sê weer, wees stil en weet, ek is God. Volgens die Psalm sal God verheerlik word, omdat hy God is. Daar staan ek, God sal hoog wees. God sal verheerlik word, omdat God God is. En indien ons, ek en jy, nie God verheerlik deur veel vrug te dra nie, sal die nasies en die aarde dit doen. Ek wil weer vraag 3 van die katekismes herhaal. Waarom het God jou en alles gemaak? En mens lees soms daai alles mis. Mens dink dit gaan net oor ons. Maar die God het ons en alles gemaak. En die res van die skepping sal God verheerlik. Is ons eie sinnig in ons aanbidding soos Saul, of aanvaar jy en ek in stilte dat God God is? En hy verander nie? En kies ons om deel te wees van God se verheerliking en aanbidding soos hy ons voorskryf? Of verdraai en pas ons God se woord so aan, na wat ook al by ons lewens pas, of wat vir ons aanvaarbaar is? Bevraagteken ons sy gebooie, en maak ons van God iets anders as wat hy is, net om by ons lewens aan te pas. So het ons nie deel, of dra ons nie by, tot God se verheerliking nie.
Ons sien dat die konsep dat God is en ons stil moet wees, iets is wat die vroeë kerk goed geweet het en verstaan het. Dat goeie teologie oor wie God is en wat ons posisie teenoor hom is, goed verstaan was deur die vroeë kerk. Maar die meeste kerk en Christene vandag weet nie meer wie God is nie, of hulle wil nie verstaan nie. Hulle dra geen gesonde kennis van God se heiligheid en wie God is nie. Hulle glo nie meer die woord van God is genoegsaam en onfeilbaar nie. Alhoewel die skrif duidelik is daaroor, dat dit wel genoegsaam en onfeilbaar is. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dit kan nie meer duidelik as dit wees nie. Geen ander openbaring of leer apart van die woord is nodig nie. Maar omdat mense dit nie glo nie, moet een of ander openbaring van die Heilige Gees aan hulle gemaak word en dan lewe hulle daarvolgens. Wat dan beteken dat hulle gehoorsaam is aan hulle eie openbaring en gedagtes en die eie self en nie die gebooie en die verordeninge van God nie. Hulle doen nie sy wil nie, maar hulle eie wil. En so vervang hulle dit met iets so oneerbaar, so onheilig, dat dit lei tot die aanbidding van mense wat niks anders is as afgodsdiens nie. Hulle doen nie sy wil nie, maar hulle eie wil. En hulle vervang dit met iets so oneerbaar, so onheilig, dat dit lei tot die aanbidding van mense wat niks anders is as afgodsdiens nie. Eksodus 20 vers 3. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dit is die eerste gebod. En ook die gebod wat op die oog af voorkom, dat dit die minste bevraagteken of verdraai word. Meeste kerke en Christene stem saam met die gebod en sal dit nie bevraagteken of eers probeer verdraai nie. Almal stem saam daaroor, jy mag geen ander God aanbid nie. Maar soos ons reeds gesien het, is dit die einste gebod wat oortree word in die kerke van vandag. Alhoewel die kerk dit nie noodwendig doelbewus doen nie, en dit stadig maar seker oor tyd onwetend gebeur dit steeds. God se gebooie word nie net verdraai om by hulle lewens aan te pas nie, hulle is nie net eiesinnig in hulle aanbidding nie, daar word selfs opgekom met goed soos universele sonde en nie universele sonde. En daar word ook opgekom met 'n 11de gebod, naamlik, solank jy jou naaste lief het soos jouself, verval al die ander 10 gebooie. Hê mekaar net lief en vergeet van al die ander gebooie. En onder hierdie sogenaamde 11de gebod in die kerk, is die kerk vol hoereerders, homoseksualiteit, saambly voor die huwelik, geldgierigheid, lasterlike of vuil taal, ouers wat nie hulle kinders in die tug en die vermaning van die Here grootmaak nie, en die lys gaan aan en aan. En dit alles net omdat ons nie liefdeloos moet wees nie. Moet net nie iets daaroor sê of doen nie, bewaar die vrede. Die dominee moet net nie daaroor preek nie, want ons moet nie liefdeloos wees nie. Jesus was lief vir sy vriende. So lief dat hy sy lewe vir sy vriende gegee het. Johannes 15 vers 12 tot 13. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê net soos ek lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy liefde vir sy vriende gee. Jesus was lief vir sy vriende, maar nêrens sien ons dat Jesus weggekyk het vir sonde, of nie iemand berisp het wat besig was om af te wyk van die woord nie. Of dat hy gekom het om net vrede te bewaar nie. Inteendeel, ons sien gereeld waar Jesus sy disippels aanspreek. Matteus 8 vers 26, en hy sê vir hulle, waarom is julle bang klein gelowig is? Matteus 16 vers 23. Maar hy het omgedraai vir Petrus en sê, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Lukas 9 vers 41. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag,
Hoe lank sal ek by julle wees en julle verdra? Lukas 12 vers 51. Dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te gee? Nee, ek sê vir julle, maar eerder verdeeldheid. Jesus draai nie doekies om nie en versag nie sy woorde nie. Hy bly ook nie stil oor hulle sondes nie. En Jesus was definitief nie liefdeloos wanneer hy hulle op hierdie manier berisp het nie. En as Jesus dit gedoen het, is dit dan vir ons moontlik om ons naaste enigstens lief te hê, indien ons nie by God se gebooie hou nie? Of het jy jou vriend of jou broeder regtig lief, as jy hom nie aanspreek, wanneer hy nie God se gebooie hou nie? Ons lees in Jakobus 5 vers 19 tot 20. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sonde sal bedek. Maar hoe kan jy jou naaste lief hê sonder om te weet waarvan jy hom tot bekering moet roep? Jy kan net jou naaste werklik lief hê deur homself die gebooie te onderhou en daarop te steun sodat jy jou broer kan help. En as jy jou broer nie tot bekering roep nie, haat jy hom. Levitikus 19 vers 17. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie, jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Daar is geen naaste liefde apart van God se gebooie nie. Berispe jou broer vrymoediglik. Dit is liefde. So red jy sy siel en so dra jy vrug wat God sal verheerlik. Om ons naaste lief te hê, moet ons eerstens bewus wees waarvan ons hom tot bekering moet roep. Ons moet doelbewus die woord van God bestudeer. Ons moet nie links of regs daarvan afwyk nie. Ons moet glo dat die woord onfeilbaar, genoegsaam en heilig is. Ons moet daagliks daarna streef om meer en meer gehoorsaam te wees aan die gebooie en voorskrifte, sodat ons veel vrug kan dra en sy disippels kan wees. God word nie net verheerlik deur veel vrug te dra nie, maar dit is 'n voorvereiste vir disippelskap. Johannes 15 vers 8. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Ons kan alleenlik disippels wees wanneer ons vrug dra. Die begin van vrug dra is om te sterf. Jy gaan eers moet doodgaan vir jouself voor jy kan vrug dra. Johannes 12 vers 24 tot 25. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Jy kan nie die dinge van hierdie wêreld lief hê en najag en vrug dra nie. Jy dien God en stel jou liggaam as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Jy sterf eers van jouself, of jy dra nie vrug nie en God offer jou, wanneer hy die lote wat nie vrug dra nie in die vuur werp. Die begin van vrug dra is om te sterf vir jouself. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit is nie altyd maklik nie. Jy gaan moeilike besluite moet neem. Jy gaan soms alleen staan. Jy gaan vriende verloor. Maar dit is ook nodig. Jy kan nie vrug dra saam met die goddelose nie. Ons lees in Psalm 1 vers 1 tot 3 en ons sing dit ook gereeld saam. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op tyd
en waarvan die bradere nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ja, dis nie maklik nie, maar jy sal wel geluksalig wees wanneer jy die weg van die goddelose en die kring van die spotters vermy. En soos ons ook in die Psalm sien, dat jy ook nie vrug kan dra indien jy nie God se woord lees en nie nadink oor die wette nie. Want hoe kan jy enigstens vrug dra as jy nie eers weet wat die woord van jou verwag nie? Mag die Here ons genadig wees, want om vrug te dra blye genade van God. Soos ons sien in vers 16 van Johannes 15. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit is alleen uit God se genade dat ons vrug kan dra. Maar om af te sluit. God die Vader word verheerlik deur ons gehoorsaamheid en ware vrug. Jesus leer ons dat ons slegs sy disippels kan wees as ons in hom bly, sy woorde in ons bly en ons sy gebooie bewaar. Ware vrug spruit uit die liefde vir die Here en gehoorsaamheid aan die woord, nie uit vrome vertoon, woorde sonder dade of eie sinnige aanbidding nie. God word nie verheerlik deur die skyn van vrug nie, maar deur 'n lewe wat sy wil uitleef en sy wet eerbiedig. Om vrug te dra moet ons onsself verloon, sterf aan die eie ek en wandel volgens die woord, selfs wanneer dit moeilik is of jy alleen staan. God se glorie hang nie van ons af nie. Hy sal verheerlik word omdat hy God is. Maar omdat God ons genadig is, kan ons deel wees van daardie verheerliking, deur vrug te dra wat blywend is. Daarom moet ons die woord bestudeer. Ons moet saam groei in die waarheid. Ons moet mekaar en ander liefdevol teregwys, sodat hulle in gehoorsaamheid kan leef, tot bekering kom en siele gered word. En ons moet saam aanbid, omdat God God is, en omdat hy ons genadig is. Ware disippelskap is om God lief te hê, om te gehoorsaam en veel vrug te dra, vrug wat God sal verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here almagtige Vader, Here, dankie dat U ons genadig is, sodat ons kan veel vrug dra. Here, mag ons volgens U woord wandel, sodat U naam verheerlik kan word deur die vrug wat ons dra. Mag ons braaf wees om op te staan vir die woord, Here, en op te staan vir die waarheid, Here. Mag ons braaf wees om mense reg te help en tot bekering te roep. Here, mag ons nie blind wees vir ons eie sinnigheid en vir ons eie wil nie, Here, maar mag ons daagliks die woord bestudeer, dat ons in U wil kan wandel. En laat ons die woord dag en nag sal oordink en dat dit sal deel vorm van ons lewe. Ja, Here, want U is God en U sal verheerlik word. Here, maar ons dankie net vir U genade, wat so groot is, Here. Genade wat ons nie verdien nie, sodat ons kan deel hê aan daardie verheerliking. Here, ons bid dit nie uit verdienste nie, Here, maar alleen in U groot en heilige naam. Amen.